Welkom by Boekwurm. Elke storie het 'n stem. Sit terug en geniet die verhaal. Wat is 'n bruilof sonder 'n opskop? Geskryf deur Marietjie Steenkamp. Ons moet nog net die melkterte bak, dan is alles klaar, sê tant Martie terwyl sy haar hande aan haar voorskoot afvee. Sy kyk trots terug na die tafel waar die bakke vol koeksusters staan, amper klaar met die taai-spilletjie. Sy stap yskas toe om die laaste koeksusterstroop te kry. Sy het skaars haar rug gedraai toe klein Herman sy kans sien om nog 'n koeksuster te gaps. Sy laat byna die pot koeksusterstroop val. "Jou klein vaabond, dis nou die laaste keer," skel sy en streep hom met die nat vatdoek. Hy mik nog 'n slag terug, maar die brand op sy bene laat hom liewer koers kry by die kombuisdeur uit. Daar is nie baie troues in hierdie geweste nie, en die troue van die jaar kom al nader. Frans en Betty het besluit op 'n properse boerebruilof met 'n properse boereopskop. Die skuur is al redelik skoon gemaak, alles is nog nie in plek nie, en Betty en haar ma Letty het nog 'n paar planne up the sleeve, soos die Engelsman sal sê. Benny is in sy element en lyk die afgelope paar weke reeds soos 'n wafferse stoetbil as hy kom praatjies maak waar die vrouens werk. Hy kom eintlik maar net 'n bietjie aandag soek, want hy is mos nou die hoofhaan in die affære. Hy en die ander manne het al begin om mis aan te ry vir die misvloer in die skuur, en die word nou in leë dieseldromme gegooi met water om glo die regte tekstuur te kry. Daarna word muurshoopsand bygegooi en nog 'n paar ander geheime bestanddele voordat die storie gereed is. "Nee, magtig, man Frans, daai slap beesmisse reuk gaan naderhand in die kos intrek." Die ramkatters van die Ramkat Boereorkes het elke week vir een aand bymekaar gekom om te oefen vir die okasie. Hulle was die algemene vermaaklikheidsorkes en het gereeld by elke geleentheid opgetree, al was dit by die kerkbasaar. Oom Wynand het selfs so in die stilligheid 'n nuwe wals gekomponeer waarmee die bruidspaar die dansbaan sou open. Hy was nou nie juis 'n praterige man nie, maar jy kon hom hoor as hy oor die nuwe liedjie praat. Die orkes het selfs nog 'n konsertina-speler van die B-dorpie afgekry om seker te maak dat alles vlot gaan verloop. Liewe Betty was ook maar 'n skamerige meisie voordat sy vir Frans in die oog gekry het. Sy het nie juis baie kerels gehad nie, en Stefans was baie erg oor sy Bettytjie. Die manne was ook maar skrikkerig om te naby aan haar te kom, want Stefans het een keer op so laventel haan met die donshal geskiet toe hy te vryrig met haar geraak het. Pa sal dalk nog 'n skaap moet byslag, want Antie Saar het gesê dat klein Saartjie se kerel en sy ouers en klein Trientjie se ou en sy ouers ook troue toe kom. Dan hoor ek daar is nog familie wat nikkerig is oor ons hulle nie genooi het nie. Ons sal hulle maar moet vra, pa, anders het ons sweer onmin vir die volgende 10 jaar, het sy in haar soetste stemmetjie gevra en geweet hy sal nie nee kan sê nie. Betty is sy enigste dogter, en hy droom al van sy klein was af oor hierdie troue wat geen perke gaan ken nie. Frans sê pa het jare gelede die pad gevat met 'n nooi wat kom aflos het by die poskantoor. Dit was 'n allermintige skande, en Frans moes al baie deurloop oor sy ontroue vader. Gelukkig, soos dit op 'n klein dorpie is, was daar nie lank geskinder voordat iemand oor die tou getrap het nie. En toe was Joop se wegloop sommer gou iets van die verlede. Martie het Frans vrou alleen grootgemaak, en die knaap het nie te sleg uitgedraai nie. Hy is vandag 'n aantreklike jong man, en baie meisies was al jaloers op Betty, dat sy die dorp se mees gehiede man gekry het. Betty was maar vaderig, maar 'n voorslag as dit by kook en bak kom. Sy het tot al by die landbouskou 'n prys gewen vir haar sjokoladekoek. Die ander meisies van die kontry was maar lekker back af toe sy 2 jaar agter mekaar wen. Dit is juis hierdie resep wat gebruik gaan word vir die troukoek. Haar ma was eers baie ontevrede dat dit nie haar oorlede ouma se vrugtekoek sou wees nie. Sy het egter vir een keer goed vasgeskop. En sjokoladekoek is nou die nuwe troukoek. Die weke het vinnig gevlieg en die strooi meisies se rokke is gemaak.
Frans se pak is gekoop en die strooijonkers het beplan vir die ramppartytjie. Mampoer was eerste op hulle lysie en hulle het beloof dat dit ook 'n heerlike opskop gaan wees. Arme Frans het alles in sy vermoë gedoen om homself voor te berei vir die gedoente en gehoor dat hy sardientjies moet eet voor die tyd as teenvoeter vir die mampoer. Hy was ook nie skaam nie en het sommer die vorige dag 'n blikkie geëet, net vir die wis en die onwis, soos hy dit gestel het. Soos die tyd aangestap het die manne hulle tande geslyp om Frans aan die kort hare beet te kry. Die ramkatters het aangekondig dat hulle sommer gratis die partytjie gaan bywoon, sodat hulle 'n paar nommertjies kan inoefen vir die troue. Adam was die orkesleier en kon daai Kersfees wurm speel dat die wit waks op hom staan. Hy het van kleins af langs die ou manne gestaan en alles mooi bekyk hoe die kontrepsie werk. En toe eendag so terloops die wurmpie getrek. Die ou manne het dadelik sy potensiaal raak gesien. En nadat hulle hom bietjie touwys gemaak het, was dit as te ware of hy met die ding in die hand gebore is. Wel, so breek die groot aand aan en Frans is gewapen met 2 blikkie sardientjies uit plaas toe. Met die aankoms was van die kerels al blink gedrink. Hulle was heel jolig en die ramkatters was al op hulle stikke na die tweede glasie Marula Mampoer. Dit was asof Adam daai konsertina gespeel het soos nog nooit. Frans was self bietjie getrek na die eerste mampoertjie, maar kon daarom nog die manne vertel hoe hy en Betty agter die kraalmuur gevry het en haar pa hulle byna betrap het. Nou ja, hoe later, hoe kwaader, soos die spreekwoord sê. Frans het gou agtergekom dat sardiens nie 'n kans teen mampoer het nie en kort voorlank was hy planke toe. Nodeloos om te sê dat 'n paar van die manne die volgende oggend wakker geword het met 'n aardige kopseer. En party het selfs my bietjie geskaam oor al die stories wat so vrylik gedeel is. Frans was vroeg al uit lande toe met 'n fris beker koffie en hulle kosblik wat sy ma gepak het. Kerels, hierdie wil ek nooit weer beleef nie. Gelukkig is Betty die liefde van my lewe en ek sweer ek sal nooit ooit weer 'n ander vrou vat nie, het hy gesê toe hy hulle later by die Vandisiekrale gekry het. 'n Paar het nie eers opgedaag by die hoogtepunt van die maand nie. Betty se kombuistee was die teenoorgestelde en die jong dames en die ouer vrouens het maar net gegiggel oor party van die snaakse rympies wat Betty moes voorlees voordat sy die pasiënte oop moes maak. Die koek en tee en die ander fyn gebak was uit die boonste rakke. Net so het die groot dag toe uiteindelik aangebreek. Dit het gelyk soos nagmaal op groen vleis, soos algar gewoel en gewerskaf het om alles in plek te kry. Die voorgenome bruidspaar het hulle afstand gehou en vertrou dat die wat in beheer is, self die wa deur die drif sou trek. Die ramkatters het strooibale aangery, sodat die manne daarom kon rus tussen die musiekmakery. En die ander jong klomp het die misvloer uitgetoets om seker te maak dat Frans en Betty nie struikel of so iets nie. Die vure het al lekker hoog gebrand om genoeg kole te kry vir alles wat gedraai moes word. Die kapkar het geblink. En Andries het sy weglessnor in sy punte gedraai soos 'n Afrikaner bul se horings. Die tafels het gekreun onder al die bykosse en die saak was reg. By die kerk het alles vlot verloop. Dominee van Staden het die bruidspaartjie mooi verduidelik hoe die huwelik nou eintlik werk. 'n Paar van die anties het gesnik en die sakdoekies gebruik. Dis dalk oor dat hulle wederhaltes nie meer mooi van die huweliksformulier kan onthou nie. Die strooi meisies en die strooi jonkers het onderlangs mekaar geloer en partykeer bietjie onderlangs gegiggel. Dit was uit en uit 'n preek om te onthou. Dominee het ook mooi verduidelik dat ou Salomo nou nie so wys was om so baie vrouens te vat nie, want volgens hom is een vrou in 'n leeftyd meer as genoeg. Van die mans was natuurlik in hulle skik met Dominee se wyse woorde. Nadat almal konfetti gegooi het, was dit sulke tyd. Die bakkies en karre het soos 'n streep mure afgesit blaas toe. Daar het die groot Jill uit afgeskop. Die jonger knape het probeer om een van die bottels mampoer vas te lê, maar hulle rieme styf geloop by die eindse tant Martie. As ek julle weer naby die mampoer van neek ek julle is nou gnat agter die ore en nou wil julle al kom keelnat maak, het sy hulle verwilder. Toe die nuwe getroudes eintlik opdaag, was die ramkatter se vingers al los en jy kon sommer aanvoel dat jy nog tot ligdag gedans gaan word. Al wat 'n heildronk moes toe eers ingestel word. Hierdie is vir my 'n groot voorreg om die heildronk in te stel op die besondere bruidspaartjie.
het ou Giel hoogdrawend begin en vir 'n goeie halfuur hulle lof besin. Onderlangs het die kleintjies tafel toe gehardloop om skelm gemmerbier te kry. Dit was dit nou nie heeltemal geskik vir sulke klein kindertjies nie, want Grieta het die goed 'n bietjie lank laat staan en daar was so effens 'n byt op die tong. Nietemin het hulle alle meer gehardloop en amper die gesogte sjokolade troukoek van die tafel afgestamp. Daar was natuurlik nog 'n paar huildronke op die voorouers van Frans en Betty en die liewe Stefans en Letty van 'n Merwe. Stefans het breë bors gesit en luister hoe sy lof besing is. Die stomme Letty het skoon skaam gekry toe daar vertel is hoe 'n knap vrou sy is en dat Betty haar skoonheid van haar ma afgekry het. Arme tant Martie het maar geduldig haar weerd gesit en afwag. Kyk toe Piet van Tonder opstaan om die huildronk op haar in te stel, kon jy sommer sien dat hy heelwat op die hart het. Nou ja, dames en here, jong mense en kinders, het hy begin. Vandag staan ek hier voor julle as die enigste oom van Fransie, aan vaderskant, en ek het die voorreg om die huildronk om my mooi skoonsister Martie in te stel. Sy is 'n vrou 1000 en het al die jare haar afgesloof om van Fransman die man te maak wat hy vandag is. Sy het hom alleen groot gemaak, en ek is seker as my broer vandag hier was, sou hy, borduur hy voort. Hy wou nog iets sê toe daar 'n gebrul van 'n motorfiets by die skuur se deur gehoor word. Yes, toe maak dit 'n darm om my boetjie sien vrou vat, kom dit luidkeels van die deur af. Jy kon 'n speld oorval. Die man in sy leerbroek en brilkrien kuif was niemand ander as Joop homself nie. Tant Martie kon haar oë nie glo nie. "Daar's jy my girl," sê hy, en soos 'n gentleman gryp hy die oorblifte Martie in 'n vurige omhelsing. Daarna was dit pandemonium. Party wou met die vuis bydam, en die vroutjies het mooi gekeer. Die ramkatters het die situasie mooi gelees en sommer weggetrek met die openingswals. Frans en Betty was eers soutpilare, maar gou besef, nou is dit net vorentoe. Die res se voete het gou begin juk en toe was daar geen keer meer nie. Die spul het toe tot ligdag bruilof gehou en die manne het gerus en weer gespeel, gerus en weer gespeel. Fransman en Betty het van oor tot oor geglimlag. Intussen het die jolige strooijonker stilletjies weggeglip en die bruidspaar se honeymoon kar behoorlik opgekikker met shoeshine, pas getroud aan die een kant van die swart en geel Ford Fairlane en just married skeef en skuins aan die ander kant. Die leë visblikkies wat hulle al weke lank bymekaar gemaak het, is in rammelende stringe aan die uitlaatpyp vasgebind om die pasgetroudes aan te kondig wanneer hulle ry. Die strooimeisies, wat skaars hulle giggel kon inhou, het die witte broodstassie in die hande gekry en 'n handevol bont konfetti tussen die klere gestrooi. So het hulle seker gemaak dat die twee tortelduifies beslis 'n onvergeetlike verrassing gaan hê op hulle huweliksnag. En die joligheid was natuurlik nog lank nie verby nie, want wat is 'n boerebruilof sonder 'n ordentlike opskop? En pasgetroudes sonder shoeshine, visblikkies en konfetti. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.